Bybel blaai en as ons vanoggend verder gaan met hoofstuk 4, kom ons by 'n baie belangrike en 'n baie interessante deel van die mensdom se geskiedenis. Ons het altyd as kinders, terwyl jy daarin blaai, ons het altyd as kinders 'n grappie gemaak, dan sê ons, in watter oorlog is 'n kwart van die mensdom uitgewis? Dit was toe Kain vir Abel doodgeslaan het. Slaan hy 'n kwart van die mensdom dood. Maar dit was nie regtig akkuraat nie, want ons het nie verstaan, teen hierdie tyd was daar al baie ander kinders gewees. Die geskiedenis vertel nie, of die Bybel vertel nie vir ons alles wat in die geskiedenis plaasgevind het nie, maar dit wat belangrik is, dit wat nodig is, dit word wel vir ons gegee. So ons gaan by die eerste paar verse van Genesis 4 stilstaan vanmôre. Ons gaan tot en met vers 5 vorder, maar ons gaan tot en met vers 15, ek dink dis tot by vers 15 wat ons gaan lees. So as jy die Bybel oop het, kom ons lees Genesis hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, die 53 vertaling, en dit klink so. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar, en gesê, ek het 'n man verkry, met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou, oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Dis tot daar dat ons saam lees in die woord van die Here. Hier kom agter, hier is baie interessante dinge wat voor lê, maar ons gaan nou nie noodwendig vanoggend by almal uitkom nie. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Almagtige God, Hemelse Vader, ons wil vanoggend saam met die apostel Petrus sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is, om geopenbaar te word in die laaste dae. Ons glo ons leef in daardie laaste dae, en vanoggend wil ons oë op U vestig,
vir daardie hoop, vir die bemoediging wat U vir ons kan gee deur die woord. Ons lewe in 'n wêreld oos van Eden. Ons is in 'n wêreld wat vol is van die smet van sonde. Die skaduwee van die sondeval hang baie swaar oor ons lewens. Die Bybel sê selfs die natuur sug en is in barensnood. Wag, sien uit na die openbaring van Jesus. Ons sien ook uit. Ons verlang na daardie dag wanneer U weer kom om die kinders te kom haal. Maar tot dan is daar genade vir elkeen wat die woord hoor, vir die wat die evangelie hoor en in geloof aanneem. Ons wil bid dat dit spoedig sal gebeur, dat U deur die woordverkondiging siele sal red. Dat U ook vanoggend met ons sal praat deur die lering wat ons ontvang uit U woord. Al hierdie woorde is opgeskrywe vir ons, op wie die eindes van die eeue gekom het, dat ons deur die bestudering van die skrifte hoop kan hê. Geef vir ons hoop, Here Jesus. Ons het dit so nodig. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie vir die tyd wat ons saam kan spandeer en die feit dat ons mekaar kan bemoedig en aanhelp op hierdie pad. Seën ons tot lof en eer van U naam. Amen. Ons kom vanoggend by 'n verdere draaipunt, kan jy sê, in die geskiedenis van die mensdom, 'n baie belangrike deel. Al hierdie gedeeltes is belangrik. Ons het heel aan die begin, toe ons met Genesis weggeval het, het ons vir u gesê, Genesis 1, sommige sê 1 tot 7, ander sê Genesis 1 tot 11, maar die eerste klompie hoofstukke van Genesis gee vir ons die fondasie van alles wat in die res van die Bybel na vore kom. Jy gaan nie 'n nuwe tema verder in die Bybel kry nie. En dit maak dat ons tyd moet spandeer om hierdie kwessies te bestudeer. In hoofstuk 2 het ons met u gepraat oor die skepping van die mens. Die skepping van Adam en daarna Eva, die seën wat hulle ervaar het in die tuin. God het die tuin, God het die wêreld gemaak vir hulle. Dit was gemaak met hulle in die oog, spesifiek sodat dit hulle lewe kan dra, dat hulle daardeur gevoed kan word, dat hulle daardeur die seën van God kan ervaar. Ons het hulle in die tuin leer ken met hulle verantwoordelikheid, hulle verbondsverantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan God. God sal vir hulle sorg, hy gee vir hulle die boom van die lewe. Hulle moet gehoorsaam wees aan die Here. Maar tragies kom ons toe by hoofstuk 3. En hoofstuk 3, daar het ons geleer van die sondeval, hoe hulle ongehoorsaam was, hoe hulle vervreemd is van God, daardie kloof waarvan ons gesing het, oor die kloof wat hy oorbrug het daar op Golgotha. Daai kloof is gevestig, die kloof het gekom as gevolg van die sondeval. Adam en Eva het gesondig, en dit het die menslike ras in sonde gedompel. Daarom word ons vandag in sonde ontvang en gebore. Maar nou kom ons by hoofstuk 4. En in hoofstuk 4 en verder gaan ons die praktiese illustrasie sien van dit wat nou plaasgevind het in hoofstuk 3. Meer spesifiek in hoofstuk 3 vers 15, wat ons met u gepraat het oor die proto-evangelium, die eerste evangelie, die moederbelofte word dit ook genoem. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. God praat met die slang en hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Daar's die belangrike deel. Want nou gaan ons sien, die verhaal gaan verder met die vertelling van hierdie twee lyne. Die saad van die vrou en die saad van die slang. En jy kan nie anders as om die wenkbroue te lig en te sê, dis interessant, dat hoofstuk 4 begin met die vertelling van twee seuns. Dis die vertelling, dis die illustrasie van hierdie twee groepe in die mensdom. Die twee lyne en wat hulle ook verteenwoordig. Die een lewe in gehoorsaamheid aan God. Dis die volk, die lyn, kan jy sê, van God. Die ander een lewe in rebellie. Hy wil God nie ken nie. Hy wil sy knie nie buig nie. Hy wil nie na die Here kom nie. Maar dis die twee groepe mense van die moederbelofte af wat jy vandag nog gaan kry in die wêreld. In die Nuwe Testament sê baie meer oor hierdie verhaal as wat ons dink. 3 maal in die Nuwe Testament word daar na Abel verwys as die regverdige Abel en word daar na Kain verwys as uit die bose. Die ou baie
beminde predikant, Lewis Johnson. Ek lees nou maar sy kommentare en dit wat hy gesê het oor die ding wanneer ek voorberei in die week, maar hy sê onder andere, ek dink enige goeie Bybelstudent sal hierdie twee lyne raak sien, maar hoor wat sê Lewis Johnson. Hy sê it is clear that prophecy already is in its beginnings of fulfillment. Hierdie profesie van die saad van die vrou en die saad van die slang. Because Cain's act is a declaration of war between the two seeds, the seed of the woman and the seed of the serpent. So Cain word nou die eerste soldaat, kan jy amper sê, die eerste vegter vir die saad van die slang. En ons weet wat het hy gedoen, ons gaan nou nie vanoggend daarby kom nie, maar hy het sy broer doodgeslaan, hy het in daardie opsig sy broer vervolg. Hy is die eerste soldaat in die weermag van die saad van die slang. En Abel, die eerste ene wat nou in die vertelling van ons verhaal in Genesis, die eerste ene wat gebore is, en daarna weer gebore is. Kind van God, in geloof na die Here toe gekom. Die krisis tussen hulle, ons gaan nog volgende keer, as die Here wil in ons leef verder daaroor praat. Johannes, die apostel sê byvoorbeeld in sy eerste sendbrief, 1 Johannes 3, vers 11 en 12. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Die begin gaan nie verder terug as Genesis nie. Ek het in die week iets gesien wat van hierdie natuurtonele, ek wys vir Daleen, ek kom kyk hierso, 252 miljoen jaar gelede, en ek rol my oë, ek sê van, jy weet, hoeveel verder kan jy teruggaan as die begin? Die begin het God die hemel en die aarde geskaap, en dis Genesis 1, ons het daaroor gepraat. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê, nie soos Kain, wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Nou die teologie agter hierdie geskiedenis lyk so. Kain en Abel is in sonde ontvange gebore. Kain en Abel, soos elke mens, word gebore met 'n bose natuur, sondig. Maar hier's die twee groepe, hier's die twee lyne, duidelik sigbaar. Abel word deur God se genade nuut gemaak. In geloof kom hy na die Here, hy aanvaar die woord wat hy hoor, by sy ouers heel moontlik. Kain egter sê nee, ek wil my lewe leef, soos wat ek dit wil leef. Nie 'n slegte mens nie, hoor, alhoewel hy moordenaar is, ons almal is moordenaars, maar nie 'n slegte mens nie. Hy's 'n godsdienstige mens, ons gaan daaroor praat. Albei seuns in sonde gebore. Kain word deur hoogmoed en woede verteer. En hy vermoor sy gelowige broer. Abel word geregverdig deur sy geloof. Hy word vervolg deur sy broer. So hier sien ons die eerste manifestasie van die konflik, die eeuoue konflik, wat bestaan tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Dis die twee lyne, die twee groepe, die kerk en die wêreld, die kaf en die koring, die bokke en die skape, die lig en die duisternis, noem dit wat jy wil. Dis die twee lyne van die begin af, en ons vertelling gaan hierdie twee lyne volg. Genesis gaan hierdie twee lyne volg. Ons sal dit vir u wys. Ons gaan dit baie, baie duidelik sien. Uit Kain kom wat die kerkvader Augustinus genoem het, the city of man. Dis die vleeslike ryk, wat fokus op self, wat die mens groot maak, hoogmoed, trotsheid. Dis die kenmerke van hierdie city of God. Gaan lees gerus die verwerking of die vertelling van Augustinus. Wêreldse heerlikheid. Ons ken dit in die drie, die grootsheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die vlees, en die grootsheid van die wêreld althans. Dis die drie wat baie groot waarde, baie punte het in hierdie ryk. Uit Abel noem Augustinus the city of God. Dis die kerk, die mense van die Here, waar kinders van God, gelowiges, ek hou nie baie van die term gelowiges nie, want dit is so algemeen, maar dis diegene wat hulle geloof in die Here Jesus geplaas het, waar die gelowiges daarna streef om God te verheerlik, in nederigheid en geloof te doen wat hy sê,
Dit is belangrik om die Bybel te lees en daar volgens te lewe. Dis die kenmerk van hierdie groep. Jesus praat baie jare daarna en hy sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Dis die kenmerke van hierdie ander lyn. Kain en Abel. Twee lyne, twee samelewings, twee kulture, twee stede. Ons gaan dit sien. Maar is tot vandag nog steeds die mensdom. Twee groepe mense. Jy is vanoggend in een van daai twee groepe. Jy is in een van daai twee groepe. Daar was klaarblyklik, ons begin met die vertelling, dit wil baie sterk voorkom, as jy 'n baie mooi studie doen van die gedeelte, dat daar 'n gereelde tyd was, wanneer hulle moes offer, en dit wil ook lyk asof daar 'n gereelde plek was, waar hulle bymekaar gekom het, om hulle offers te bring. Sommige van die ouens, as jy nou na die kommentaare gaan kyk, dan is daar 'n legio menings, en die ouens waarvan ek hou, is gewoonlik die ouens wat sê, en dis net menings hoor, so moenie jou feite daar bou nie, maar dit maak sin. Dis menings, maar dit maak sin. Sommige sal sê, na verloop van tyd, want dis hoe die verhaal begin. En die mens, dit is, na verloop van tyd, is die woorde wat ons ook later sien. Dis hierdie, nou spring ons partykeer paar jare, ons weet nie hoe lank was hulle nou buite die tuin nie. Lank genoeg dat daar vir haar 'n seentjie gebore sou word, en lank genoeg dat daar 'n boetie sou wees, en daar was baie ander kinders daar reeds gebore, want hulle was gehoorsaam aan God se gebod. Maar na hierdie tyd, kom hulle bymekaar, en hulle moet aanbid. Hoekom? Want dit was wat Adam en Eva gedoen het. Ek het vir die verlede week gesê, hulle het in geloof teruggekom na die Here. Hulle het gesondig, ja, hulle is uitgedryf, ja, maar nou kom hulle na die Here, en ek glo hulle het dit oorgedra aan hulle kinders. Met 'n gereelde tyd, gereelde plek. Sommige sê dit was die eerste Sabbat. Weet nie of die 7 dae toe al gevestig is nie. Dis moontlik, maar dis net 'n mening, want die Bybel sê dit nie. Daar kom hulle bymekaar, of die tyd, na tyd. Weet nie wanneer nie. Die plek, as jy gaan kyk na die verhaal, dan wil dit blyk asof hulle by die poort, wat na die tuin van Eden toe gaan, daar het hulle bymekaar gekom. Ek gaan net nou vir julle sê hoekom. Dit was waar die gerubs was, met die swaard, ons het verlede week daaroor gepraat. Daar kom hulle om hulle offer te bring, by die poort van die tuin van Eden. Vanoggend se boodskap, kortliks, net 2 hoofgedagtes. Die eerste een is die begin van die tweede geslag, en dan gaan ons bietjie later kyk na die geskiedenis wat dan nou verder gaan. Maar die begin van die tweede geslag vind so plaas. Adam en Eva lewe nou aan die buitekant van Eden, oos van Eden, dis waar ons vandag bevind, in 'n wêreld van sonde, 'n wêreld buite God se paradys, en hulle draai na mekaar toe, in liefde. Vers 1 sê, en die mens, dis Adam, het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword. Vreemde woord, om die intimiteit te beskryf wat plaasvind binne die bande, binne die raamwerk van die huwelik. Maar dit is 'n baie goeie beskrywing as jy let op die terminologie wat die Bybel gebruik, want dit beskryf die Bybelse idee van daardie intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Dit is nie, soos wat ons in ons dag vind, hierdie erotiese seksuele perversie, waar dit gaan oor my plesier en dit wat ek wil hê, dit wat vir my aangenaam is nie, maar dis 'n geborgenheid binne die raamwerk van die huwelik, waar 'n man en 'n vrou baie diepsinnig, baie diepgaande, ook oor tyd, wanneer hierdie verhouding gebou word, mekaar, die Engelse woord sê, Adam knew his wife, leer ken, 'n persoonlike, intieme verbondsverhouding voor God teenoor mekaar, waar God se doel voor oë gehou word. En God se doel is ware, opofferende, dienende liefde. Dit is my altyd mooi, vriende, en jy moenie bang wees as ons oor hierdie dinge praat, dat ek goed sal sê waar jy moet dink, nou moet ons die kinders se ore toedruk nie. Die Bybel praat van die mees intieme, selfs baie
intieme dinge op 'n manier wat aanvaarbaar is, wat so eerbaar is, mooi is, reg is, goed is, want dis hoe dit veronderstel is om te wees. Die Bybel sê die mens het sy vrou Eva beken. Ek is 'n sedebewaker, die ou dominees was sedebewakers genoem. Jong mense, dis waar dit hoort. Na die huwelik. Binne die grense, binne die beskerming, binne God se voorskrifte. Daar, dis bedoel om binne die konteks van die huwelik plaas te vind. Dis nie onnodig dat die Bybel sê Adam het sy vrou Eva beken nie. Want dit is nodig om dit te benadruk, om dit te beklemtoon. En dit is nie net vir jong mense, dit is vir almal. Binne die grense van die huwelik. Moenie God se reëls minag nie. Ons samelewing, hoor wat ek vir u sê, ons samelewing bloei. Ons het soveel stikkende mense, soveel stikkende verhoudings, omdat hulle hierdie eenvoudige voorskrif verontagsaam. Mense loop met allerlei gewetenswrogings en swaar kry en allerlei dinge rond, omdat hulle die voorskrifte van God verontagsaam. Hoor wat sê die Here vir sy mense, Hebreërs 13 vers 4. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet. Praat spesifiek van die intieme deel van die huwelik. Die bed moet onbesmet bly, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Ek hoef u nie te oordeel nie. God sal jou oordeel. Hy sê hy's 'n waarmaker van sy woord. Luister na sy voorskrifte. Nou sien ons ietsie waar Eva se geloof sigbaar word, want vers 1 gaan verder. Die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Nou is dit belangrik dat ons net sal kyk na die betekenis van die naam Kain en miskien ietsie kyk wat die teks vir ons verder sê. Kain is letterlik Hebreëus is moeilik want jy sit nie met vokale nie, dis eintlik alles net konsonante, maar dis dieselfde konsonante wat gebruik word as die woord wat ons het in Afrikaans met verkry. Ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daai woordjie verkry is dieselfde konsonante as waarvan Kain, die naam waaruit dit bestaan. So die Here het aan my 'n seun beloof, onthou jy die moederbelofte? Die Here het aan my 'n seun beloof. Nou het ek hom verkry. Heel moontlik, waar sê dan nou? Kain. Ek het hom nou verkry. Eva vereer as het ware die getrouheid van God. Hy het gesê, nou het dit gebeur, ek vereer God daardeur. Sy naam is, ek het hom van die Here verkry. Ek het 'n man verkry. Ons Afrikaanse vertaling het bygevoeg en ek dink die meeste van die Engelse vertalings doen dit ook, met die hulp van die Here. Maar dis bygesit sodat ons dit makliker kan verstaan. Wat letterlik daar staan is, ek het 'n man verkry met die Here. Ek het sommige van die Engelse vertalings sê man-child. Ja, man en vrou. Man-child gekry van die Here. Dit sê vir ons, hier's 'n belangrike ding en ek wil tyd neem om hieroor te praat want ons gemeente brei uit en een van die dae moet ons planne maak om 'n groter moederskamer te kry. Dis goed, dis mooi, dis reg. Die jonges aanmoedig, die getroude jong mense. Weet jy, kinders is nie maar net 'n biologiese produk van wat plaasvind wanneer 'n man en 'n vrou gemeenskap het. Kinders is 'n soewereine geskenk van God. Ek wil jy moet baie mooi luister wat ek sê. Kinders is 'n soewereine geskenk van God. Hoekom sê ek soewerein? Partykeer gee hy, partykeer gee hy nie. Maar hy weet. Psalm 127 vers 3. Nou Psalm 127 word deur Spurgeon beskryf as die gesinspsalm, né? Vers 3 sê, kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Dis eintlik, daai seuns kan ook vertaal word kinders. Dis eintlik verwysende na kinders. Kinders is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning.
Weet jy, daar's debatte as jy gaan luister na wat die wêreld, en ek praat van die sekulêre wêreld. Dis nou die saad van die slang. Die lyn van die slang. Wat hulle sê is dit wat in 'n moeder se buik aangaan, die fetus, wil hulle nie erken is 'n mens nie. Dis sommer maar net 'n biologiese massa, ek weet nie wat hulle dit noem nie. Maar die Bybel sê 'n baba in die moederskoot is ook nie net die eiendom van die moeder nie. Dit is 'n kosbare geskenk van God waarvan die pa en die ma die rentmeesters is om daardie lewende skepsel, die baba, daardie mensie groot te maak, op te voed, te leer van die Here so gou en so vinnig as moontlik en so effektief as moontlik as wat jy kan, sodat hulle kan aangaan daar waar ons ophou, want ons gaan nie vir altyd lewe nie, ons kinders moet voortgaan daarmee. Dis 'n kosbare geskenk van God. Deesdae is die sekulêre mening my body, my choice. Dis nie. Dis 'n leuen. Hoor jy die stem van die slang? Jy sal gewis nie sterwe nie, het hy gesê. Dis deel van die leuen. Dis nie jou eiendom nie. Dis God se eiendom. Dis God se eiendom wat jy oor 'n rentmeester is. Dit is baie moontlik en selfs baie waarskynlik dat Eva geglo het. Kain is die verlosser. God het 'n verlosser beloof. En dis moontlik, en ek wil weer sê heel moontlik waarskynlik dat Eva geglo het Kain is daardie beloofde verlosser. Die eenvoudigste lees van hoofstuk 4 vers 1 in die Hebreëus klink so: Ek het 'n man verkry, die Here. Dis moontlik. Ek dink baie waarskynlik. As ouens wat verskil, gee nie om nie. Dis baie waarskynlik dat sy gesê het, hier is die verlosser. Hier is die verlosser. Van God gekry, Kain, dis die verlosser. Sy het geweet, hy's nie goddelik nie, hy was mens, maar sy glo die woord van God. Sy glo die beloftes wat sy gehoor het van God. Maar ek wil hê jy moet saam met my dink aan haar belewenis. Primitiewe tye. Sonder sonaars en dokters, daar's niemand anders nie. Dis net Adam en Eva. Sy word swanger, die eerste swelling van die buik. Ek het gewonder, ek weet nie of sy besef het wat gaan aan nie. Wat is hier aan die gebeur? Miskien later die beweging. Enigiemand wat nou al kinders het sal weet dis haar eerste opwinding, nee, as die eerste keer as die baba skop. Voel jy so, jy weet, dis mos nou, daai beleef, wat het sy gedink, hoe moes sy dit beleef het? Sy het nie 'n ma gehad om vir haar te sê, dis wat gaan gebeur, en moenie bang wees as dit plaasvind, en dit is hoe, jy weet, dis mos wat vrouens doen, hulle praat met ma, praat met ander vrouens, en hulle kry al die dinge, daar was nie sulke goed nie. En dan, aan die einde, sy het nie geweet, hoe lank is hierdie tydperk wat sy moet loop, en haar maag word al hoe groter, en het raak ongemaklik, en enigiets raak naderhand inspanning, om te slaap is inspanning, om op te staan is inspanning, om te gaan sit is inspanning, alles is op, hoe lank gaan dit so aangaan, en dan kom die angs, en die pyne wat saam met die geboorte gegaan het. En onthou, sy het geweet, hoekom sy deur hierdie pyne gaan. Sy het verstaan, sy het onthou wat die Here vir haar gesê het, met smart sal jy geboorte gee, met moeite. Al hierdie dinge is deel, dis die direkte gevolg van haar sonde. En daar kom 'n babatjie. Uit haar liggaam kom daar 'n baba na vore. 'n man child. 'n man. Ek het hom ontvang. Die Here. Dis noemenswaardig. En ek wil nou net 'n tree terug staan en vinnig na die verhaal kyk. Dis noemenswaardig dat die eerste gebore mens toe nie die verlosser was nie, maar 'n moordenaar word. Vir wat dit mag werd wees. Dit sê baie. Dit sê baie. Hier is Adam, Eva, dink saam met my, hulle moet plan maak. Adam moet bewaar, Adam moet beskerm, Adam moet voorsien. Hy wil sy vrou in liefde koester en versorg. Sy moet veilig voel. Sy moet geborgenheid ervaar.
Maar hier het hulle hom ontvang. Kain, van die Here gekry. Baie teoloë praat van die bemoediging dat Eva, wat nou Eva genoem word omdat sy die moeder is van die menslike ras, die moeder van alles wat leef, dat sy nie in haar sonde gebly het nie, maar geglo het aan die beloftes van God. En ek dink dis net eintlik logies. Sy het geweet wat hulle gehad het, sy het geweet wat hulle verloor het. Maar dit is hoe dit met ons moet wees. Ons geloof in die woord van God moet sigbaar wees. Eva se geloof word sigbaar. Dit wat met haar gebeur het sy dalk nie geweet presies hoe dit moet werk. Ek dink hier by die 3de, 4de enetjie toe begin sy, nee, maar okay, dis hoe dit werk. Ek weet nou min of meer 9 maande, ek weet min of meer hoe dit gaan, toe raak dit nou algemeen. En ek dink sy het baie meer kinders gehad, hoor. Maar dis hoe dit met ons moet wees. God sê, ek glo en my geloof is sigbaar in my lewe. Dis tog onmoontlik om te sê, ek glo wat die Bybel sê. Maar as iemand jou lewe dophou, is daar geen sigbare manifestasie daarvan nie. Dit kan nie wees nie, dan is dit nie geloof nie, dan is dit bloot net kennis. Dan is dit bloot net intellektuele instemming. Jakobus praat hiervan en hy beskryf by geleentheid Abraham, die vader van die gelowiges. Hy praat ook van Rahab, die prostituut, wat geloof in God gehad het. En dit het gemaak dat sy haar geloof sigbaar laat word het. En dan sê Jakobus in Jakobus 2 vers 26, want soos die liggaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. En ek moet vir u vra, hoe is jou geloof sigbaar in jou alledaagse lewe? As ons hier vandaan weggaan Sondag, en ons ry huis toe, en Maandag gaan ons werk, en nou is dit weer die normale loop van dinge daar by die huis en by die werk. Hoe lyk jou geloof in 'n alledaagse sin? Hoe lyk jou geloof gemanifesteer wanneer iemand met jou lelik is? Hoe manifesteer jou geloof wanneer jou vrou of jou man iets doen wat jou kwaad maak? Hoe lyk jou geloof wanneer die kwessies van die lewe oor jou kom? Is dit sigbaar? Eva se geloof was sigbaar. Dit is die bewys dat dit egte geloof was in die woord van God. Maar na 'n tyd is daar 'n tweede babatjie. Genesis 4 vers 2. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En hier kom sy nou het sy min of meer 'n idee wat voor lê, sien dalk nie kans daarvoor nie, maar opgewonde want sy is die moeder van alles wat lewe. Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. Nou Abel se naam beteken bloot net asem. Miskien 'n verwysing na haar begrip van hierdie lewe gaan verby. Dalk het Eva gedink en ek het met die voorbereiding nou dink ek asem. En ek gaan lees, niemand sê eintlik veel daarvan nie, behalwe dat sy met die asem dalk besef het die lewe is kortstondig. Hulle het baie ouer geword as ons, op daai stadium is nog voor die vloed. Maar dalk het Eva, ek het nou maar in my eie gemoed gedink, dalk het Eva besef, hoor jy, as dit is wat 'n geboorte behels, gaan ek dit nie lank maak nie. So my asem gaan nie meer wees nie. Ek weet nie, maar sy noem hom asem. Hy word 'n skaapherder. Sy broer is 'n landbouer. Ek dink Adam was dalk iets van elk. Hulle het nou net meer gespesifiseerd geword. Adam het dalk diere en landbou moes doen, want dis wat hy moes doen om te kon leef. Hulle moes oorleef. En sy kinders, sy eerste 2 seuns, die een word 'n landbouer, toiling the soil, hy moes ploeg en plant, en Abel word 'n skaapherder. Dis die veelsidigheid van die werksmag wat vandag nog steeds 'n baie realistiese ding is, veral in ons dag, né? Want ons het baie spesifieke take. As jy vandag vir ou sê, ek is 'n, dan moet jy spesifiseer, watse lyn van dit wat jy doen. Jy weet, dit is soos die een pa wat vir die ander pa gevra het, wat swat jou seun? Toe sê hy swat nou optometrie, jy weet, hy gaan nou, hy wil 'n oogspesialis word. Sê die ander pa, watter oog? Want dit is so gespesifiseer, deesdae, jy moet meer, jy weet, alles het, maar hier is die veelsidigheid van wat ons doen. Ons is verskillend, ons het verskillende gawes, verskillende natuurlike aanlegte ensovoorts. Nou dis die prentjie, vriende, wat ons hier sien is 'n prentjie, dis 'n foto van die lewe buite die tuin van Eden. Die lewe onder die vloek van sonde. Hulle moet werk,
Wanneer daar geboortes is dit swaar, maar hulle hou vas aan die woord van God. En daar is 2 lyne. Hierdie wêreld waarin ons is, soortgelyk aan dit wat hulle gehad het. Soortgelyk. Die sonde se skaduwee hang oor hulle. Maar die hoop op die beloftes van God maak dat hulle aangaan. Dit gee vir hulle moed, dit gee vir hulle hoop, want hulle weet die verlossing is daar. Hoekom? Want God het dit beloof. Eva bewys dit. Nou kan jy dink hoeveel stories daar was in die eerste jare. Ek dink Adam, wat nou 930 jaar oud geword het, hy kon hom stories vertel vir sy agter kleinkinders, né? Sy kom oupa vertel vir julle van toe Kain die eerste keer 4 gesien het, of toe Abel, en ek weet nie wat die ander kinders se name was nie, want ons word nie gesê nie, maar die stories oor hoe hulle 'n wiel gemaak het, en dis die tye. Moenie dat die geskiedkundiges van vandag, wat glo aan biljoene jare, vir jou vertel, dit was die Stone Age en die dis hier sit nou. Hulle het baie vinnig, hulle het baie gou ontdek, want hulle was werkers, hulle het gereedskap gemaak, dis waar die ontwikkeling plaasgevind het. En tog is dit alles inlegkunde, want die Bybel sê niks daarvan nie. Dis nie die dinge waarvan die Bybel vir ons vertel nie, want dis nie die dinge waarin die Bybel belangstel nie. Waarin die Bybel belangstel en wat die Bybel vir ons vertel, is die mens se verhouding met God. En dit is eintlik maar dieselfde vir ons. Ek kan met mense praat baie lank oor wat is my stokperdjie of wat is dalk my beroep, en die belangrikste waarby ons moet uitkom is my verhouding met God. Dis wat saak maak. Dis uiteindelik waarom al die ander dinge wentel, want dit beïnvloed die manier waarop ek my werk sal doen, ongeag wat ek doen. Dit is ook noemenswaardig dat die gefalle mens buite aan die ooste kant van die tuin van Eden toegang gehad het tot God. Op 'n manier kon hulle nog nader tot God, die manier wat God voorgeskryf het. En ek kyk na die gedeelte saam met baie goeie gereformeerde teoloë sê Adam en Eva het hierdie beginsel geken, verstaan. Dis hoe jy tot God nader. Dis nodig vir 'n offer. Want dis die boodskap om te bewys ons glo aan die een wat sal kom, wat ons sal verlos. Dis die toegang tot God. Maar dit bring ons by die tweede gedagte, en dit is die godsdiens buite die tuin van Eden. Want hier is die mens buite die tuin in hulle alledaagse omstandighede soos ons. Hoe lyk hulle godsdiens buite die tuin? En dis 'n paar dinge wat ek vir u mee wil wegstuur vanmôre. Nou Adam en Eva het God se woord geglo. Hulle het dit oorvertel aan hulle kinders. Ons lees in vers 3 en 4a. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. So ek wil weer sê, daar was 'n gewoonte, daar was 'n gebruik om te aanbid. Waar kom hulle daaraan? Dit is oorgedra van Adam en Eva. Ek kan dink hoe Adam en Eva, toe hulle nou 'n babatjie bykry en later word Kain groot en hy begin rondkruip en hy begin later gesels, saam met hulle praat en gelykies maak, en toe Abel na hom en die ander boeties en sissies wat daar gekom het, nou is hulle gesin, die gesin brei uit, maar Adam was die een wat beskerm en wat leer en wat lei. En hy lei hulle ook in gebed. Dit is hoe ons doen. Miskien aan die begin het die kinders net gevra, waar gaan pappa nou heen? Dan sê Eva, pappa gaan offer. Hoekom moet hy offer? Hoekom moet hy die dier doodmaak? Hoekom moet hy, hoekom stadium? Hoekom dit, hoekom dat? Verduidelik, antwoord die vraag, want dit was die godsdienstoefening. Daar was 'n gewoonte om tot God te nader. Dit wil lyk asof daar 'n sekere plek was waarop hulle genader het, en ek glo dit was by die poort van die tuin, naby die plek waar die gerubs saam met die swaard die ingang bewaak het. Hulle kon nie daarin nie, maar daar naby het hulle gaan offer. Hoekom? Dis in voeling met die beeld, dis die ego van die boodskap van die Bybel, by die tabernakel en by die tempel, die gerubs is daar, hier kom ons met ons offer. In die begin glo ek dit was regtig so. Nou die slaankrag van hierdie gedeelte rus in die verskil tussen die twee offers wat hulle nou bring. Hier's die twee broers, hulle gaan nou offer. En nou kom die verskil in tussen hulle twee offers. Kain, 'n landbouer, die Bybel sê hy bring vrugte
van sy vrugte bring hy as 'n offer. Abel bring kleinvee. Hy was 'n skaapherder, so hy bring 'n lam. Dis wat hy kom offer. Nou dit maak net sin, hè. Ek het baie lank geworstel toe ek 'n kind was oor hierdie gedagte van, maar ek meen, Kain moes hy nou 'n lam by sy broer koop of wat? Maak nie saak nie. Maak nie saak nie. Die probleem is, hy het nie volgens God se voorskrifte geoffer nie. Nou ek wil jy moet oplet, daar word niks gesê van 'n opdrag om te offer nie. Daar word niks gesê van 'n opdrag wat God gegee het om te offer nie. Wat belangrik is, daar's 2 verskillende seuns, 2 lyne, 2 verskillende offers, maar ook 2 reaksies van God. En dis waarmee die gedeelte om besig hou. Vers 4b sê, en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Abel se offer, die lammetjie, word aangeneem. Vers 5, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Nou hier is 'n vraag. Moenie die kinderbybels glo nie. Hoe dink u het dit bewus geword dat die offer aangeneem word of verwerp word? Die meeste ouens sal sê, die rook, want die rook van Abel se offer het opgestyg en die rook van Kain se offer het nie. Dis wat die kinderbybels sê, maar dis nie noodwendig waar nie. Sommige kinderbybels teken die vuur as, die vuur het opgestyg en dit is duidelik God het dit aangeneem. Ander se vuur was op 'n manier nou nie so lekker nie. Weereens, dis nie wat die Bybel sê. Die baie goeie kommentator H.C. Leupold sê, dit was heel moontlik. En hy sê, luister, dit is net 'n mening, maar dit was heel moontlik een of ander optrede van die gerubs daar by die tuin, wat bekend gemaak het, dat die offer aanvaar was, of dan nou, soos in Kain se geval, dat die offer verwerp was. Wat belangrik is nie om te weet hoe hulle besef het, die offer word nie aanvaar nie, maar soos die Bybel sê, dat hulle besef het, my offer is aanvaar, of my offer is dan nou nie aanvaar nie. Dis die belangrikste. Die goeie kommentaar oor hierdie gedeelte van Gerardus Vos, en ek wil dit vinnig vir u lees. Hy sê, it might satisfy our curiosity to know just how God's attitude was signified. So, ek is nuuskierig, ek wil weet hoe die Here vir hulle gewys. Hoor wat sê hy? But we must remember that the Bible was not given to satisfy our curiosity, but to meet our religious need. So wat nodig is, staan daar. Die ander is inkleer wat ons miskien maar kan doen in lyn daarmee. Maar jy kan dink hoeveel verskillende menings daar is onder teoloë omtrent hierdie offers en hoekom die offers dan nou aangeneem is en verwerp is. Waarom is Kain se offer verwerp en Abel se aangeneem? Baie menings, baie verskillende kommentare. Maar ons hoef nie te spekuleer nie, want die Bybel sê. Ek wil u neem na Hebreërs 11 vers 4, waar daar geskryf word van die geloofshelde, en vers 4 spesifiek praat van Abel. Hy sê, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Hoekom? Waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. Hoe weet ons nie, maar God het getuienis gegee. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. So hier is die basis. Die verskil tussen Kain en Abel se geloof, sê die Bybel vir ons, was geloof. Die verskil tussen hulle offers was geloof. Abel bring sy offer in geloof. Kain bring sy offer in ongeloof. Abel het in geloof tot God genader. Kain is verwerp, want hy het nie geloof gehad nie. Die vraag is, hoe sien ons dan Abel se geloof? Ek het vir u gesê, Eva se geloof het sigbaar geword in haar werke. Hoe was Abel se geloof dan nou sigbaar? Albei broers bring offers uit hulle werke, want hulle is albei boere. Die een is 'n skaapboer en die ander een is 'n vrugteboer of 'n landbouer. Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, sê die Bybel. Nou dis 'n goeie deel, dis die beste deel van so 'n offer, is die vet gedeeltes. Dis die beste wat hy kan bring. Kain,
Hy bring heel moontlik ook van sy beste, maar hy bring vrugte van sy werke. So dit wil voorkom, en dis wat die meeste ouens sê, Kain se godsdiens was bloot 'n tradisie. Kain se godsdiens was bloot net formalisme, is die groot woord daarvoor. Wat beteken, hoekom gaan jy kerk toe? Want dis Sondag, dis wat 'n mens doen. Maar hoekom gaan jy kerk toe? Want ek is so groot gemaak. Maar hou jy daarvan? Nee, ek hou nie daarvan om kerk toe te gaan nie. Maar hoekom gaan jy kerk toe? Want dis wat 'n mens doen. Dis formalisme. Maar hoe lyk geloof? Hoekom gaan jy kerk toe? Ek wil hoor wat die Here vir my sê. Dis waar ons die Bybel oopmaak en daar word gepraat oor belangrike goed wat my help om te verstaan wat die Bybel leer, sodat ek reg kan lewe, en ek wil reg lewe want ek wil God behaag. Dis geloof. Kain, blote tradisie, formalisme. Abel, geloof. Nou ons kan baie hieruit leer, nie net die manier waarop ons aanbid nie, maar God sê, my hart moet in my aanbidding wees. My hart, sprekende van my gesindheid, moet daarmee saamgaan. En dis hoekom ek vir u sê, wys vir my ouens wat lekker hartlik sing in 'n erediens, en ek wys ouens wie se harte reg is om die Here te verheerlik. Almal sing nie altyd ewe mooi nie, almal sing nie altyd ewe hard nie, maar daar gaan 'n hartlike, hoekom? As my hart saam met my sang is, as my hart in my aanbidding is, dan is dit nie net formalisme nie, dan doen ek dit met 'n hart daarachter. En ek wil ietsie anders ook sê. Met betrekking tot Sondag, wanneer ons by mekaar kom. Ek het groot geword. Die meeste van ons het groot geword. Sondag gaan jy kerk toe. En dan trek jy jou mooi aan, né? Onthou jy? Daar was 'n tyd toe safari pakke die inding was. En ek onthou ek het 'n safari pak gehad met so 'n dingetjie op sy beld gehad. Baie fyn. Dit was 'n hand-me-down van my neefies af, maar dit was 'n baie smart safari pak. Jy trek jou mooiste klere aan as jy kerk toe gaan. Hoekom? Want dit is vir die Here wat ek dit doen. En ek wil nie nou sê ons almal moet pakke klere aan hê en ons moet 'n das aan hê en ons moet. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek probeer sê is daar is 'n mate van 'n manifestasie wanneer ek gaan om te aanbid van my hart wat daarin moet wees. Ek moet dit doen omdat ek vir die Here lief is. Ek moet dit doen omdat ek die Here wil vereer, omdat ek hom wil groot maak. Dis aanbidding. My hart moet daarmee wees. Anders is dit blote formalisme. Dis tradisie, dis dood. Dit gaan oor jou hart. By geleentheid sit die Here Jesus by die tempel. En die illustrasie is baie maklik om te sien. Hy sit by die tempel en die kommentaar sê dat hy nou gepreek het, moet ek nou gaan rus hy, maar hy gaan sit op die plek waar daar 'n vertrek was van die kiste waarin die mense die geldstukke kom gooi. Die Jode het nou hulle offergawes kom gee. Daar was 'n vertrek daarvoor. En so tussen hakies, daar was 13 verskillende kiste, verskillende offergawes. Die was vir dit en daai was vir dit. 13 verskil. Ons moet 13 keer kollekte opneem as ons soos die Jode wil word. Moenie bekommerd wees, ek sal dit nie aan u doen nie. Maar Jesus sit daar. Hoor wat sê Markus 12. Ek gaan dit vir u lees soos wat Markus dit vir ons opgeteken het. Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies en dit is 'n oortjie. Die kleinste geldstukkie wat jy kon kry in daardie tyd. Toe roep Jesus sy disippels na hom en sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud." Ek kan sien hoe die Here daar sit. Hy's moeg gepreek. Nou sit hy daar en hy kyk na die skare wat hulle geldjies kom ingooi. En ewe skielik: "Petrus, kom kyk gou hier. Jakobus." En hy roep sy disippels: "Kom kyk hier. Daai vrou het meer ingegooi as almal." Hoekom? Haar hart, haar gesindheid. Sy was met haar hele wese in haar offergawe. Die ander bloot net tradisie, bloot formalisme. Ons sien die verskil in in Abel en Kain se offers in die gesindheid waarmee hulle dit bring. Maar daar is 'n ander ding. Daar's 'n ander groot belangrike verskil waarmee ons gaan afsluit. Kain bring 'n offer wat praat van sy werke,
van sy werke. Abel bring 'n bloedoffer. Dis die grootste eienskap wat die verskil maak tussen hierdie twee offers. Kain bring sy werke, Abel bring 'n bloedoffer. Dit was volgens voorskrif. Abel bring 'n offer met die belofte van die verlosser wat nog sal kom. Die boodskap wat hy van sy ouers afgekry het, en sy ouers het dit vertel, heel moontlik vir hulle al reeds ingeprent, die eerste keer toe hulle 'n dier gesien slag word. Onthou jy ons het daaroor gepraat, hoe die Here vir hulle klere gemaak het. Dit was God se manier. Dis hoe jy tot God nader. Dis op grond daarvan, dat hulle ingeprent, opgevoed was. God vereis bloed. Hebreërs 9 vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Jy nader tot God met die bloed van 'n onskuldige dier. Dis net 'n boodskap, dis 'n illustrasie, dis 'n teken, dis 'n skaduwee, dis 'n beeld van Jesus wat sal kom. Hier in die begin, een man, Abel, een lam. Later as ons hierdie verhaal gaan volg, word dit 'n nasie. Word dit 'n nasie, en dan een lam per gesin, toe hulle die nag uit Egipte land uit is. In die beloofde land kom hulle by die groot versoendag, die Yom Kippur, en daar kom die hoëpriester weer, en hy slag vir die hele volk, word daar een lam geslag. Dit was 'n bok, maar die bok word geslag, namens die volk slag hy een lam. En uiteindelik, nou jy weet ons praat van progressiewe openbaring. Adam en Eva het baie min inligting, baie min teorie noodwendig gehad. Hierdie het ontvou, meer en meer kennis toe Moses kom, meer toe die profete kom, meer en meer soos wat dit gevorder het, totdat Jesus kom, die volle vervulling van al hierdie beloftes. En uiteindelik kom ons by die grootste profeet in die Ou Testament, die grootste profeet in die Ou Testament, wat langs die Jordaan loop, en hy sien Jesus kom, en hy sê, daar is die lam van God, Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Een lam, vir almal wat gered sal word. Dis Jesus. Die getuienis van die Hebreërskrywer sluit af met hierdie woorde, Hebreërs 11 vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Abel was die eerste profeet, en hy praat vandag nog met ons. Wat praat hy? Jy moet in geloof tot God nader. Jy kan nie soos wat jy wil aanbid nie. Jy kan nie soos wat jy dink is reg tot God nader nie. In die teologiese kringe praat ons baie keer van opregtheid. Dan sê ons, ja, maar die ou is daarom opreg. Hy mag dalk opreg wees, maar dan is hy opreg verkeerd, as hy nie volgens die Bybel is nie. Want die Bybelse weg is Jesus, daar's net een. Hy is die enigste weg. Dis die enigste een waardeur jy gered kan word. Hy is die lam van God, en net deur hom word ons offers aanvaar. Net deur hom word my lewe aanvaar. Daarom moet ek vir u vra, ek het aan die begin vir u gesê, daar is twee lyne. Die lyn van die slang en die lyn van die vrou. Dis die saad van die slang en die saad van die vrou. En jy's in een van die twee groepe. Nou moet ek vir u vra, op grond waarvan sal u sê, ja, maar ek is 'n skaapie, ek is in die lig, ek is koring, ek is aan Jesus se kant. Op grond waarvan sê jy dit? Is dit ware geloof, Bybelse geloof? Is jou lewe geskoei op die waarheid van die woord, Bybelse, evangeliese waarhede? Dis die evangelie waarheen ons moet gaan. Dis waar ons moet eindig. Ek sien die tyd het ons ingehaal, ek wil afsluit met 'n lied. Ek is mos baie lief vir die ou Engelse hymns. En ek wil afsluit met die woorde van so. Ek ken nie die lied nie, maar sy woorde is baie kosbaar. Dis 'n lied wat Horatius Bonar geskryf het, en hy klink so. Sy eerste vers sê, dink saam met my oor die waarheid van dit wat ons vanoggend gehoor het. Not what my hands have done can save my guilty soul. Not what my toiling flesh has borne can make my spirit whole.
Tweede vers. Thy work alone, O Christ, can ease this weight of sin. Thy blood alone, O Lamb of God, can give me peace within. Derde vers. No other work save thine. No other blood will do. No strength save that which is divine can bear me safely through. Die 5de vers net vinnig. I praise the God of grace. I trust His truth and might. He calls me His. I call Him mine. My God, my joy, my light. Kan jy sien hoe kom ek sê, hoe Reisius Bounaar het verstaan? Dis net die Here Jesus. Dis net in Hom wat jy gered kan word. Het u al u vertroue, u geloof, u persoonlike skuldlas in Hom geplaas en gesê, Here, as u my nie help nie, is dit u kabot. Dan het ek geen ander hoop. As u nie vir my genade gee nie, dan is dit met my verby. As u dit nie gedoen het nie, dan is die uitnodiging van u nog daar. Daar is 'n weg. Daar is 'n manier, daar is 'n pad. Dit lê nie in 'n denominasie nie, dit lê nie in 'n mens, in 'n persoon, in 'n dominee of wat, dit lê in die mens Jesus Christus, die God-mens. Dit lê in Hom. Gaan na Hom toe. Vertrou Hom sodat hy jou lewe nuut maak, dat jy vir Hom kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, u woord is vir ons kosbaar. Die evangelie is vir ons kosbaar en dis waar ons elke keer uitkom. Ek wonder of dit toevallig is. Nee, 1000-maal nee. U woord lei ons elke keer na die kruis. U woord bring ons elke keer by hierdie kruispad waar ons moet besef dat ek myself in die lig van God se woord moet oordeel om te sê, is my vertroue waarlik in die Here Jesus? Ons kyk na die geskiedenis, die eerste mensepaar en hoe hulle gegroei het as 'n gesin en die offers wat hier gebring is. En ons besef vanoggend, u is ons enigste hoop. Ons is eintlik maar net soos Abel en Kain. Ons is in 'n sekere opsig onder dieselfde vloek van sonde, in dieselfde wêreld oos van Eden wat ons leef. Sal u ons genadiglik aansien en met hierdie boodskap, met die evangelie van redding, wat Paulus noem, die evangelie van vrede, dat ons met hierdie boodskap, toegerus met die kennis van Jesus se kruis, dat ons daarmee na u toe sal kom. Geen ander geregtigheid sal ons help nie. Ons is nie goed genoeg nie. Ons het u nodig. Sal u vir ons help? Sal u ons vrede gee? Amen.